Goeiedag en baie welkom weer eens by 'n inligtingsvideo van die HNP se inligtingsdiens. Ek is Henk van der Graaf, ook redakteur van die Afrikaner, wat nou die gasheer is vandag. Voorreg om ook te gesels met meneer Fritz van Graan, die leier van die HNP. Goeiedag Fritz. Dag Henk, ek is bly ek kan met ons saam gesels. Nou ja, ons het dus die jaar is nou besig om so na sy einde toe te gaan en hierso so in die laat deel van November het ons nou die groot gedoente in Suid-Afrika gehad van die sogenaamde G20 beraad. Nou maar wat interessant is, die G20 beraad is 'n beraad van staatshoofde. Maar nou was daar 7 staatshoofde nie daar nie. Ja. So dit kon nie meer 'n G20 beraad wees nie, want die staatshoofde was nie daar nie. So eintlik het die G20 nou 'n K13 geword. Van die groot 20 na die klein 13 toe. Maar net so, ek wil net gou hier die Afrikaner aanhaal. Net terwille van duidelikheid, behalwe Trump was die staatshoofde van Amerika natuurlijk, was die staatshoofde wat nie daar was nie, Vladimir Putin van Rusland, wat deur 'n minister verteenwoordig is, Argentinië wie se president ook nie beraad was nie, Mexico se president wat deur 'n minister verteenwoordig is, China wat deur sy premier verteenwoordig is omdat die president nie bygewoon het nie, Indonesië se president het besluit om nie te kom nie, die vice-president was in sy plek hier, en Saudi-Arabië wat sy kroonprins gestuur het in plaas van hulle koning of die president. So 'n hele klompie het duidelik laat te kenne gegee, hulle is nie daar nie, so dit kon nie meer 'n 20 beraad wees nie. Nou het hulle na die tyd 'n verklaring uitgereik, nadat hulle nou 2 dae by mekaar was. Intussen tyd het die beraad die land so min of meer 800 miljoen rand gekos. En die belastingbetalers betaal nog daarvoor. En wat het eintlik daaruit gekom, behalwe dat Ramaphosa tydelik 'n bietjie aansien gekry het, omdat hy geweier het om sy hamertjie deur te gee vir 'n Amerikaanse junior diplomaat. Wat het ons verder daaruit gehaal vir dit? Ja, nee Henk, ek moet mee saamstem, die mense wat nie hier was, het eintlik niks gemis nie. Dit is interessant, ek het nou al video's gesien, waar ou Steenhuisen so saam met die swart vroue dans, en ja, dan kyk 'n mens, miskien het dit die regering van nasionale eenheid so 'n bietjie saamgevat, om te wys, hulle is eintlik maar dieselfde mense hier. Ja. Dis wat vir my getref het. Ja, nou jy van Steenhuisen praat, gaan ek jou gou in die rede val, as ek ongeskikt mag wees. Dis welkom. Want voor die tyd was daar ook 'n ding gewees oor die oorhandiging van die voorsitterskap in Amerika. Dis reg. En wat Steenhuisen toe baie sterk vir Ramaphosa ondersteun het, jy weet, dit is teen die protokol om dit te oorhandig aan 'n junior amptenaar. So Steenhuisen en Ramaphosa kom al hoe nader aan mekaar. Ja, dis 'n interessante storie. Jy weet, as ek nou so luister, die dag wat die beraad nou aan die gang was, ek dink dit was die 21ste, die 22ste, of liewer die 22ste, die 23ste van die maand, toe het Ramaphosa nou die verklaring aan die begin van die beraad gedoen. Jy weet, hoe werk dit? Dis tog nie soos 'n opsomming en 'n verklaring werk nie. Maar dit was blykbaar, ek sou vermoed, hy was bang vir argumente en ontstigting en alles, en dis hoe my daai plannetjie gemaak het. Dan, wat is die doel van die G20? As ek nou moet opsom van 'n gewone, normale G20, is minerale verskaffing in die ledelande. Dis 'n baie belangrike ding. As jy minerale nie het, kan jy nie regtig tegnologie groei nie. Die volgende een is finansiering. Nou wil ek net vra, wie het nou geld van die klomp wat hier was? Die meeste is maar altyd Amerika en China en Rusland wat die geld voorsien. So die ding was eintlik leeg vir wat dit betref. Klimaatsverandering wil ek tog iets sê, omdat ek in die ingenieurswêreld al baie daarmee te doen gehad het, en Trump sê ook nou, dis totale klug. Jy weet, klimaatsverandering, soos ek het nou ken deur die jare, die groot gevaar volgens hulle, daar is 'n bietjie klimaatsverandering, temperature, die son is die oorsaak, niks anders nie. Nie CO2, koolstofdioksied nie, want daar is maar, nou moet die mense maar net mooi luister, daar is 0,05% is al te veel, en daar is nie soveel. Die plante vreet dit op, so klimaatsverandering is 'n totale klug, daarom wil ek saam met Trump stem. Maar moet nou net nie sê dat die son nou die skuld is vir verandering nie. Ek het nou die dag het ek sonkrag opgesit. Ek hoop nie dit word nou irrelevant. Ja, jy weet, die liewe Vader
het vir ons die son is die enigste regte energiebron in hierdie wêreld. Tot die skaapvleis wat jy eet is sonenergie. Dit het hulle by die plante gekry wat dit by die son gekry het. So die son is ons broer en die reën ook, die water. Baie goeie eienskappe daarin. Maar wat ek wil net sê, die FSA het dit nou geboikot. Jy het nou gelukkig klaar genoem wie het nie gekom. Groot lande soos FSA, China, India was ook nie. Rusland, ja. Rusland. Wat beteken nie? Dis die mense wat geld het nie. Japan was wel hier, maar ek verstaan, hulle het maar baie stil gebly, juis oor hierdie mense klimaatsverandering opgeroep het as ja, en natuurlijk omdat Ramaphosa het geweldig die Afrika-agenda gedruk. Dis waar. Nou, jy weet die oomblik as het gaan oor 'n Afrika-agenda, dan gaan dit oor bedel, né? Dis reg. Die wêreldskuld, want dit was die vasteland van kolonialisme gewees en daar is nog skuld wat terugbetaal moet word en skuld wat afgeskryf moet word. So dit is die Afrika-agenda, die omsluit dit. Ek verstaan heeltemal wat jy sê. En ek dink as 'n land soos Japan wat hard werk, het nie lus om alles net in 'n bodemlose korrupte put te gooi nie, né? Net so. Nou hierdie bilaterale gesprekke wat wel plaasvind nou in die wêreld tussen Rusland en Amerika miskien en China en Amerika op 'n baie stadige manier. Dit is eintlik iets wat iets beteken. Hierdie multilaterale goed. Ek het gisterand nogal so 'n ding gekyk waar hulle sê daai goed se soos die as mens kyk na die VVO hierdie ander wêreldorganisasie, ja. Wêreldgesondheidsorganisasie en die EU, daar soveel striwelinge. Dit is eintlik goed wat niks werd word nie. Jy kan tog nie op so beraad met mense ooreenkomste aangaan. Bilateraal is eintlik al wat werd. So ek maar al hierdie goed self die WEF, die Wêreldekonomiese Forum. As jy na hulle kyk, ek meen daar het Trump hulle in sy vorige presidentskap al so sleg gesê. En nou nie dat ek Trump ingekryp is nie, maar ek dink hy doen goeie goed. Hy doen slegte goed ook. Ons het al gesien, maar hy skud hulle bietjie. En ek hoop hierdie multilaterale organisasies verdwyn, want dit is net 'n klug. Dit kos geld. Jy het nou al reeds genoem wat het hierdie ding ons gekos by die 700 miljoen. 800 miljoen, ja. 800 miljoen. Nou het ek 'n paar vrae. Is daar dalk spanning in die RNE ontwikkel? Nie tussen Steenhuisen en Ramaphosa nie, maar dalk tussen die ander groepe. Want hulle is nie eens bietjie opgelig deur Ramaphosa. En binne die ANC, onthou, dit was nog so 'n week of wat gelede wat daar spanning in die ANC was. Ja. Wat daar blykbaar 'n brief van lede deurgegaan het wat gesê het maar Ramaphosa moet eintlik uittreë. En toe het Ramaphosa nogal gesê maar as hulle wil hê hy moet uittreë, moet hulle net so sê, dan bedank hy. Dis waar. En nou het hy 'n geweldige sterk standpunt ingeneem teen Amerika. Om te kyk of hy daarom so 'n bietjie aansien kan wen. Hy het nou amper 'n bietjie internasionale aansien gewen. Gaan dit sy situasie in die ANC red? Dit is natuurlik 'n vraag waaroor 'n mens moet maar sal maar sien wat lewer die tyd op. Maar wat natuurlik wel interessant is, Trump het al gesê dat Suid-Afrika hoort nie in die G20 nie. Ja. En nou het Ramaphosa eintlik vir Amerika nog 'n diplomatieke klap in die gesig gegee. En Trump doen dinge vinnig. Ja. So ek dink op een mooi oggend dan sal die nuus begin met dat Suid-Afrika is deur Amerika, die huidige voorsitter, uit die G20 uitgeskop. Dit is heel moontlik. Dit gaan waarskynlik die resultaat wees. Hy is nie skaam om dit te doen nie. Die land wat nou nie die ding wil onderteken nie, dis Argentinië. Argentinië, ja. Dit is interessant om te sien dat hulle so half maak of hy dit onderteken het. Dis 'n leuen, dis 'n bedrog. Spul. Maar hulle gaan nie verder met hierdie manne saamgaan ook nie. Ek kan dit sommer sien. Jy weet, nou moet 'n mens jouself vra, was daar suksesse? Want ook daar is 'n klomp wat dit nou predik. Daar's nie 'n suksesse nie. Die nadele is juis Argentinië. Is daar vaste besluite geneem? Nie wat ek van weet nie, wat ek gesien het. Daar's geen ooreenkomste gesluit nie. Dis net 'n gepraat gewees. Om mekaar, soos 'n mens kan dit amper die Engelse woord daar gebruik, show business. Ja. Dis vertoning. Maar kyk, voor hierdie was nou die leiersberaad gewees, nee, dit sou nou die beraad van die staatshoofde gewees het. Dit is hoekom dit 'n leiersberaad moet wees. Maar voorafgaande was daar natuurlik
'n G20 beraad van ministers van buitelandse sake, van ministers van gesondheid. So daar was 'n hele paar. Hulle die hele land so volgetoer. Maar uit dit uit, soos jy heeltemal reg sê, behoort daar tog 'n soort van 'n gesamentlike verklaring gekom het wat nie daar was nie. En jy kan nie so beraad hou in 2 dae verwag daar gaan iets sinvols daar uitkom nie. Al wat daar uitgekom het is 'n bietjie publisiteit vir Ramaphosa. Ja. Maar wat het dit vir jou en my beteken? Ek dink as ek moet opsom, sal ek sê die hele beraad is net 'n bedelberaad wat ek dink. En die ander punt is hierdie ding het nou baie die lyne eintlik duidelik getrek. Die verskil tussen die ryk lande en die arm lande. Jy kan dit duidelik sien, daar gaan niks van kom nie. En die begroting wat jy ook net nou genoem wat die 800 miljoen. Dit is die nadele. En dan wil ek die vraag vra, sal Johannesburg skoon bly? Was hy skoon? Nog 'n vraag wat ek wil vra, wie gaan Afrika se minerale wegdra? En die laaste een wat ek wil vra, waar staan Europa in hierdie situasie? Ek weet nie of jy 'n mening daaroor het nie, maar dis laaste wat ek nou wil sê. Ja, ek dink Europa het sy eie probleme, veral Brittanje. Ons het net so voor ons nou begin het met die video gesit en wil kan weeg en ons het 'n bietjie navorsing gedoen. Is Brittanje nou werklik waar lid van die G20 of nie? Maar Starmer was nie hier nie. Starmer was op die rooi tapijt van sy koning Charles geweest. Ja. En intussen tyd het hy nou ook maar handdoek ingegooi, het ook nie verder kans gesien nie. Maar Frits, ek dink ons moet maar vir die mense vra, hulle moet maar die Afrikaner lees, ons het 'n bietjie meer inligting daaroor. En ons sal vir ons produksieregisseur vra of dit moontlik is dat hy net die e-posadres waar jy die Afrikaner kan bestel onder op die skerm sal sit en dan kan mense dit kry en hou kontak met ons op hierdie manier. Ons gaan weer kontak maak. Frits, baie dankie vir die gesprek vandag. Plesier, Henk. Dit was aangenaam en daarmee sluit ons dan hierdie inligtingsvideo van die ANP inligtingsdiens af. Ons gesels weer 'n volgende keer. Mooi loop.